Ons praat vandag oor disippelskap. Die verhaal begin by 'n man wat van geboorte af verlam was en 'n behoefte aan genesing gehad het. Niemand het dit vir hom gebring nie. Toe kom die Here en hy maak hom gesond. En die Joodse leiers kon dit nie aanvaar nie. Hulle het hom eintlik sleg behandel en hom aangevat en hy moes toe verduidelik wie die Here is en sovoorts. En hy vra toe vir hulle op 'n stadium, nou maar, hoekom vra julle so baie uit oor hom? Wil julle dalk sy disippels wees? En hulle sê toe vir hom, hulle skel hom eintlik uit, sien ek in Johannes 9 vers 28 en 29. Hulle skel hom uit en sê, jy is 'n disipel van hom. Ons is disippels van Moses. Hulle bring hier in die man se grootste oomblik van sy lewe, bring hulle die wet in. Hulle bring vir Moses in om hom eintlik aan te vat. En hulle sê, ons weet dat God met Moses gepraat het. Maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Hulle voel dat die feit dat daar in die Ou Testament baie duidelike bewys is, keer op keer, dat God met Moses gepraat het. En hulle weet nie dat God met Jesus gepraat het, of dan, soos met in Moses se geval, deur Moses met die volk gepraat het, dat Jesus dan ook die persoon is deur wie God met die mense sou praat nie. En hulle wou dit nie aanvaar nie. Hulle sê, wie is hy? Wie is hy om te sê, hy praat namens God? Ons ken hom nie, waar kom hy vandaan? Gebruik die Ou Testament om hierdie wonderlike Nuwe Testamentiese boodskap te probeer kanselleer. Hulle kyk verby die grootheid van God, geopenbaar deur Christus. Hulle kyk vas teen die ou wettiese beginsel en hulle regverdig hulle self. Hulle ignoreer die man wat in sy nood gehelp is. En weet jy, ek dink ons is baie keer maar nie ver hier vandaan nie. Ons is so dikwels op die reëls en die regulasies, wat reg en goed is, op daarop ingestel. Terwyl die goeie dinge wat eintlik buite hierdie reëls gebeur, by ons verbygaan. Kom ons sien meer raak, hoe dat goeie dinge rondom ons gebeur. En ons, wil ek amper sê, karring minder oor al die oortredinge wat rondom ons gebeur. Ek kan so kwaad raak as iemand 'n padreël oortree. En 'n mens dink nie altyd daaraan dat hierdie persoon dalk onder stres verkeer en miskien op pad is, dokter toe of wat ook al, en ons sien maar net die foute raak. Wel, ek. Miskien doen jy dit ook. Kom ons kyk minder na mense se foute en oortredinge en kom ons probeer die goeie in mense meer raak sien. Loop mooi.